Goeienaand gemeente. Wat 'n fantastiese begin tot 'n Kerssangdiens van 2024. Ek aanvaar, jy het al gesien, dis vandag 24/11/24. Net 'n paar praktiese reëlings en ek gaan kort wees. Dit is dankie maand, die laaste gedeelte daarvan. Ons is baie naby aan teiken. So ek sê baie dankie aan 'n klomp lidmate wat 'n bydrae gemaak het. Ons waardeer dit baie. As dit nie vir julle was nie, sou ons vanaand nie kon saam aan mekaar gesit het nie. Maar ons kort nog 'n bietjie. Dis die realiteit. Soos jy vergeet het, onthou nou asseblief. Die erediens verloop min of meer wat jy nou gesien het, behalwe dat sang afgewissel gaan word met voorlesing. So jy kyk uit na die volgende goeters. Note met woorde, en as daar staan of sit, dan weet jy gaan saam sing. Maar die res van die tyd is baie duidelik, sodat ons dit op die elektroniese bord kry. Die laaste saak voordat ek die seën uitspreek is, weerhou asseblief applaus tot aan die einde. Ek sal inisiatief toon daarmee. Gemeente, geseënd is die vredemakers, want hulle beerf God se nuwe wêreld. Die is die storie van 'n kind. 'n Kind wat die wêreld verander het. 'n Kind wat meer as 2000 jaar gelede onder die mees ongewone omstandighede gebore is. 'n Jong paartjie, Josef en Maria, het hulself in 'n penarie bevind. Die regeringshoof het vereis dat elke persoon moet terugkeer na hulle tuisdorp om geregistreer te word. Hierdie verkondiging het beteken dat die paartjie ver en wyd moes reis om terug te keer na hulle tuiste in Bethlehem. Maria het egter 'n baba verwag, 'n baba wat enige oomblik sou kom. Selfs met die kleintjie op pad, kon die paartjie nêrens blyplek kry nie. Al die herberge was beset. Alwaar hulle daardie aand kon afpak was in 'n stal, en dit is daar waar die kindjie gebore is. Daardie oomblik verskyn 'n engel aan 'n groep herders in die platteland. Die engel vertel hulle dat die Messias gebore is, en dat hulle na Bethlehem moet gaan om die kind te sien. Die herders gaan toe dadelik na die stal met die paartjie en die kindjie om die wonderwerk te aanskou. In die hemele is 'n koor van engele wat God loof en prys en sing. Eer aan God in die hoogste en vrede op aarde. Sing, Gloria, sing, sing.
Selfs voor sy geboorte het die wêreld geweet van hierdie kind. Die Here jou God sal 'n profeet onder jou na vore laat kom, een van jou volksgenote. Hy sal soos ek wees. Vir hom moet jy gehoorsaam. Die wêreld het uitgekyk vir hierdie kind. Bly daarom waaksaam, omdat julle nie weet op watter dag die Here kom nie. Daarom moet julle gereed wees, want die Seun van die mens kom op 'n tyd wanneer julle dit nie verwag nie. En die wêreld was voorberei vir hierdie kind. Lê jou daarop toe om jou voor God te stel as iemand wat die toets deurstaan het, as 'n arbeider wat hom nie hoef te skaam nie, wat met die woord van die waarheid die reguit pad aandui. Luister, daar is 'n stem wat uitroep: Bou 'n pad vir die Here deur die woestyn. Maak vir ons God 'n breë, reguit pad dwars deur die veld.
'n engel het dit self gebring, die vreugdeboodskap, en jy het 'n lofsang tot God se eer gesing. Maria nooi uit Nasaret. Maar toe Josef van jou wou skei en bure agterdog jou pla, het jy kon dink, eenmaal sou hy die hele wêreld skande dra. Toe jy soms met 'n glimlag langs jou liggaam stryk, die stilte instaar, wis jy met hoeveel liefde en angs sou hy sy hellevaart aanvaar. Die nag daar in die stal, geen een om in jou nood by jou te staan, het jy geweet dat hy alleen Getsemane sou binnegaan. Toe vorste uit die ooste kom om nederig hulde te betoon, wis jy hoe die soldate hom tot koning van die volk sou kroon. En toe hy in jou arms lê, sy mondjie teen jou volle bors, het jy geweet dat hy sou sê, toe dit te laat was, ek het dors. Toe dit verby was, en jy met sy vriend Johannes huis toe gaan, Maria, vrou van smarte, het jy toe die boodskap goed verstaan. Wie ist die
Op Ou Kersaand 1914, met die aanvang van die Eerste Wêreldoorlog, het Duitse en Britse soldate hul wapens neergelê. Hulle het hulle loopgrawe oorgesteek om saam te kom in die gees van Kersfees. Hulle het kos en aandenkings uitgeruil, asook Kersliedere saam gesing. Vir een kortstondige oomblik was daar nie konflik nie, net 'n stilte wat oor die hele westerse front gedaal het. Die kind wat in Bethlehem gebore is, daardie eerste Kersdag, was toe en is nog steeds die simbool van hoop en vrede hier op aarde.
Google, na my mening, is een van die heel lekkerste instrumente waarvan ek weet. Dink nou net op 'n reënerige aand soos vanaand as mens Formule 1 kyk of jy kyk 'n klein bietjie tennis en 'n mens wil net weet hoe lank is Nadal. Dan kan 'n mens dit sommer net so, tjoef-tjaf, kan jy dit Google. Johan Lou wat hierdie program saamgestel het, sê vir my, jy moet kort preek en as jy preek sê ietsie oor vrede. Nou dis wat ek vanaand gaan doen, ek gaan kort wees en ietsie sê oor vrede. Ek gaan Google, quotes, peace, aanhalings oor vrede. En ek kry so wat 66 miljoen iets. Jy kan dit maar gaan Google, daar's regtig nogal baie van hulle. En daar's van die goeders wat nou nogal daar staan wat baie mooi is, wat verduidelik dat as ons vrede soek, dan is dit in 'n groot mate van ons hande en voete afhanklik. Klink mos vreeslik mooi, né? En dit is natuurlik waar ook. Maar op 'n manier bly vrede ons ontwyk. Hans Rosling in die boek Factfulness, ek haal nou nogal baie die boek uit aan, sê dat ongeveer die laaste 80 jaar is van die mees vredevolle tye ooit in die geskiedenis van die mensdom. Maar ten spyte van dit is daar tans 3 plekke in die wêreld waar daar baie slegte oorloë is. Oekraïne, die Midde-Ooste en dan natuurlik ook in Sudan. Ek kan as 'n groot mens in my omtrent 60 jaar glad nie 'n tydperk onthou dat daar nêrens in Afrika 'n oorlog was nie. Daar's altyd 'n oorlog. Van die ouens wat vanaand saam met my hier in die kerk sit, was iewers te deel gewees van 'n oorlog. Het 'n geweer vasgehou en na mense gemik. Dit lyk vir my so half asof dit deel is van die menslike toestand. En tog is ons vredesoekers. Is ons die mense wat moet vrede maak. Vrede hang van my af. En wanneer ek dit nie reg kry nie, moet ek by herhaling sê, Here help my. Fanie het al vir ons 'n paar jaar terug gesê, dat hierdie aanhaling is eintlik al bietjie oudtyds, om te sê, vrede is meer as die blote afwesigheid van oorlog. Aan die een kant koop ek wat my kollega Fanie sê, maar aan die ander kant is dit ook waar. Dit is dan tog lekker om nie oorlog te hê nie. Maar daar is ook ietsie meer te sê van vrede. Vrede is ietsie wat binne in my is, wat ek nie kan beskryf nie. Ernst, ons jong dominee, het vanoggend so mooi verduidelik, dat 'n mens kan baie goeders met jou kop doen, en is fantasties. Maar geloof, vrede, lankmoedigheid, is alles goeders wat 'n mens eintlik nie regtig altyd in woorde kan vasvat nie. Ek kan ietsie sê oor vrede, sê vrede gaan die verstand te bowe, en sê dit is baie keer 'n gevoel van genoegdoening. Maar kan 'n mens dit werklik vasvat? Wat ek wel weet is, ons moet vrede oefen. Ons moet vrede leef. Dis wat God van ons verwag, dat elkeen van ons 'n vredemaker is. In hierdie adventstyd, met ander woorde die 4 Sondae voor Kersfees, gaan ons as dominees die gemeente aanmoedig om in die praktyk vredesoekers te wees. Vrede met ons omgewing. Ons laat dit so dikwels na. Ons praat van God die Seun, God die Heilige Gees, maar ons vergeet om te praat van die Vader as Skepper. Maar in hierdie tyd gaan ons elke lidmaat aanmoedig om in vrede met die omgewing rondom ons te leef. Vrede met families, vrede in die gemeente en vrede in ons gemeenskap. Dis waar. Vrede is afhanklik van my en jou hande en voete en ons stemme. En die hoogste
Ons vier Kersfees met musiek, met kore en instrumente wat almal saam somerkersfees sing. Ons vier Kersfees met herinneringe van families wat saam kuier, heerlike kos en 'n braai om die swembad. Ons vier Kersfees met geskenke, tekens van waardering vir die mense vir wie ons lief is en wie ons waardeer. Ons vier Kersfees met skoonheid, met versierings op bome, blomme in die tuin. Ons maak ons wêreld kleurvol en mooi. Ons vier Kersfees met klokke, klokke op bome en klokke in die hande van kinders. Klokke in kerke wat mense roep, almal om die nuus te versprei dat die kind gebore is. Jesus, Immanuel, die Vredevors. Ek sal net graag aan 'n hele paar mense wil dankie sê. Kom ek begin deur te sê omtrent almal wat iets gedoen het. Johan Lou,
wat die Kerssangdiens saamgestel het. Jy het dit uitmuntend gedoen. Veral die musici, omtrent almal van julle ken ek nou al. Dit is vir my baie lekker om julle te gesien het en ek dink julle het goed gedoen. Vir die 2 voorlesers is vir my lekker om die 2 jong dominees te sien groei. Die klankmanne daar agter, rekenaarmanne, vir gasvryheid en enigiemand wat versierings gedoen het. Ek dink dit lyk regtig pragtig en dit herinner ons daaraan dat ons vrededraers is. Dankie aan die kosters wat in hierdie tyd alles vir ons gedoen het. Gasvryheid herinner maar net dat ons na die tyd nog steeds 'n bietjie kan koffie drink in Koinonia, dis reg agter jou. Ons gaan 'n slotlied sing, ons gaan dit staande sing en dan bly jy staan vir die seën en die uitstaplied. Geseënd is die vredemakers, want hulle is erfgename van God se nuwe wêreld.